Ons is in Spreuke hoofstuk 2 en ons gaan kyk na verse 9 tot 11. Spreuke hoofstuk 2 vers 9 tot 11 en dit lees dan so. Dan sal jy geregtigheid en reg verstaan en regverdigheid, elke goeie pad. Want wysheid sal in jou hart kom en kennis vir jou siel lieflik wees. Oorleg sal oor jou wag hou, verstand sal jou bewaak. Net so ver in die skrif vandag. Kom ons buig weer die hoofde. Here, ons dankie vir die woord en ons dankie dat dit die waarheid is en dankie dat U dit vir ons gee, Here, en dit aan ons toevertrou. En Here, ek bid in hierdie oggend dat, soos ons die woord benader, dat ons dit in geloof sal doen, Here. Dat ons dit nie net sal aanneem, omdat ons daarmee saamstem nie, of aanneem omdat ons dit verstaan nie, maar dat ons dit sal aanneem, omdat dit U woord is, Here. Maar Here, U weet ons is maar hardkoppig en ons bid dat U ons ongeloof sal help, Here. Sodat ons wel U woorde met geloof kan aanneem in hierdie oggend, deur die krag en werking van die Heilige Gees. Gun dit ons, o Here, dat die Gees in ons harte sal werk. Here, ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat U genade so groot is. In U naam alleen. Amen. Nou, ons het laasweek weer eens gesien dat wysheid vanaf die Here alleen kom. En waar ook al hy dit aan gelowiges gee, daardie gelowiges, soos Daniël en Josef en Salomo en so meer, altyd die eer aan die Here gee, wanneer hulle wel wysheid bekom. Maar saam met dit kom ook 'n sekerheid, wat ons as gelowiges kan hê, naamlik, dat die wat hulle wysheid by die Here soek, en daarin wandel, en dit liefhet soos verborgde skatte, sal ook, soos die skrif ons beloof het, die beskerming van die Here geniet. Soos vers 6 en 7 vir ons gesê het, want die Here gee wysheid, en uit sy mond kom kennis en verstand, en hy bewaar hulp vir die opregtes. Hy is 'n skild vir die wat regskape wandel. En om regskape te wandel, soos ons gesien het, beteken vanaf die bronteks om volkome te wandel. En ons kan volkome wandel, indien ons die woord aanneem as God se woord. En as ons dit aanneem as die primêre reël vir ons lewens. Want soos 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 vir ons gesê het, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees. En as ons regskape wandel, of soos die bronteks sê, volkome wandel, wel dan sal die Here ook ons skild vir ons wees. Maar soos ons in vandag se teks sien, is dit nie net die Here wat ons beskerm, indien ons sy woord aanneem nie. Dit is sy woord self, wat ons ook beskerm. Maar net om dit vinnig weer van die begin af te vat vir konteks, Salomo sê vir sy seun, luister na my gebooie. Maar Salomo se gebooie vir sy seun is, luister na die gebooie en wysheid van die Here. Hy wys sy seun na die Here toe. Dit is die gebooie van Salomo. Kyk na die Here. En hê 'n begeerte en 'n liefde daarvoor, soos verborgde skatte. En indien jy dit wel soek soos vir silwer, dan sal jy die vrees van die Here verstaan en die kennis van God vind, soos hy sê in vers 5. Want die Here gee vrylik aan die wat daarna begeer ook. Matteus 7 vers 11, as julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. En saam met daardie gawe van wysheid,
kom ook die beskerming van die Here, soos ons gesien het, want die Here gee wysheid, uit sy mond kom kennis en verstand, en hy bewaar hulp vir die opregtes. Hy is 'n skild vir die wat regskape wandel. En dan terug by die punt, dat dit nie net die Here self is wat ons beskerm en 'n skild is nie, maar ook sy woord. Want verse 9 tot 11 sê dan vir ons, dan sal jy geregtigheid en reg verstaan en regverdigheid, elke goeie pad, want wysheid sal in jou hart kom, en kennis vir jou siel lieflik wees. Oorleg sal oor jou wag hou. Verstand sal jou bewaak. Die wysheid en verstand wat vanaf die Here kom, en wat hy in jou hart sit, is die einste ding wat jou ook gaan bewaak. Dieselfde is die geval met ouers wat vir hulle kind sê, moenie jou vinger in die muurprop druk nie. Daardie kind het nie nodig dat die pa die heeltyd oor hulle toesig hou nie. Want solank as wat die kind net na daardie woorde luister, is hulle veilig, ongeag of die pa fisies in die kamer is of nie, om oor hulle te waak of nie. Hulle is veilig, ongeag of die pa daar is of nie, solank hulle net na sy woorde luister en sy woorde bewaar, dan sal sy woorde ook hulle bewaar. Die Here sê vir Adam en Eva, moenie eet van die boom van die kennis van goed en kwaad nie. En God se woord sou gedien het as 'n beskerming, indien hulle net daarna geluister het. Kon die Here vir Adam en Eva keer om van die boom van die kennis van goed en kwaad te eet? Ja, natuurlik kon die Here dit doen. Hy is God. Hy kan enigiets doen. Die Here kon die hele sondeval gekeer het as hy wou. Maar die realiteit is, sy beskerming was klaar by Adam en Eva gewees. Want sy beskerming was in sy woord. En as hulle na sy woord geluister het, wel, dan sou hulle veilig gewees het, en daar sou ook nie 'n sondeval gewees het nie. God se woord self dien vir ons as 'n beskerming. Maar wat ons dan ook moet verstaan, is dat God nie homself kan ontken nie. Indien die Here vir ons sy woord gee, maar hy tree nie op volgens sy eie woord nie, wel, dan ontken hy homself. Want as God teenstrydig met sy woord gaan optree, dan ontken die Here ook sy eie karakter en sy eie eienskappe. Want dan verklaar hy homself as 'n leienaar, as hy nie volgens sy woord optree nie, en hy verklaar homself as onregverdig. Die Here is 'n regverdige God, en die Here kan nie jok nie. Maar as die Here vir Adam en Eva sê, moenie eet van die boom van die kennis van goed en kwaad nie, want dan sal julle sekerlik sterwe, en dan eet hulle daarvan, maar die Here sê, dis oukei, julle sal nooit sterwe nie, en julle kan ook maar aanbly in die tuin as julle wil, dan verklaar die Here homself as 'n leienaar. En hy verklaar homself onregverdig, want hulle moet gestraf word. En hulle moet 'n ewige vloek hê, want hulle teen 'n ewige God gesondig. Wanneer die Here dan sê, moenie eet van die boom van die kennis van goed en kwaad nie, dan kan hy nie homself ontken, deur hom vir Adam en Eva oor te sien nie. Want dan is hy nie net 'n leienaar nie, hy is ook nie meer regverdig nie. En as hy 'n leienaar is en hy is onregverdig, wel dan is hy ook nie meer God nie. Ons kan nie aandring op die Here se beskerming, maar dan neem ons nie sy woord in ag nie. Want wat ons dan eintlik van die Here verwag, is dat hy homself dan moet ontken. En hoe vermetel is dit dan nie van ons, wat nietige sondaars is, om dit van die Here te verwag nie? Dat hy sy eie woorde moet ontken, en homself 'n leienaar moet maak, vir ons onthawe nie. Hoe vermetel is dit nie? Want wat ons dan eintlik van die Here verwag, is dat hy van sy woorde en sy gebooie moet vergeet. Vergeet, Here, asseblief dat U dit gesê het. En hy moet van die waarskuwings vergeet wat hy vir ons gegee het in sy woord, en hy moet ons nie straf of tugtig volgens sy eie woord nie.
en hy moet teenstrydig met sy karakter en sy eienskappe optree. Die Here se beskerming en hy wat sy engele stuur om ons te bewaar, kan nie onafhanklik staan van die beskerming wat ons vind in sy woord nie. Die Here kan homself nie distansieer van sy eie woord nie, want dan ontken hy homself. En as hy dit doen, dan verklaar hy homself en sy eie woord irrelevant. Want het die Here nou eintlik bedoel wat hy hierin sê? Of het hy dit nie regtig bedoel nie? Die Here se gebooie sê vir ons, moenie egbreek pleeg nie. Die Here se gebooie sê, moenie moord pleeg nie. Maar wat doen koning Dawid toe? Hy pleeg egbreek en hy vermoor Batseba se man. Maar Dawid gaan nie en sê, ag, moenie worry nie, die Here sal my beskerm nie. Dis nie wat Dawid doen nie. Hy mag dalk daarvoor gehoop het, toe hy dit vir die profeet Nathan weggesteek het, maar die realiteit is, Dawid was nie veilig nie. Hy gaan nie sonder nagevolge wegkom nie. En die Here straf hom toe, deur hom sy eie seun dood te maak. Daar was geen beskerming nie. Want as die Here hom oorgesien het, dan sou die Here ook homself en sy eie woord ontken het en nietig verklaar het. God se beskerming kom baie keer voor, bloot net in die vorm van, hou my woord. Ek sê weer, God se beskerming kom baie keer bloot net voort in die woorde van, hou my woord. Byvoorbeeld Israel raak afvallig, en Israel bly nie by die gebooie van die Here nie. Maar hulle bly voorbarig om te dink, dat die Here hulle nog steeds sal beskerm. Ons sien dan in 1 Samuel 4, hoe hulle die verbondsark gaan haal, om saam met hulle in oorlog in te dra, met die aanname, dat God hulle sal beskerm, want God se teenwoordigheid is mos by die verbondsark. Kom ons gaan die verbondsark met die 10 gebooie daarin, die Here sal ons mos beskerm, as ons dit net saam met ons in oorlog in sal dra. En ons lees dan in 1 Samuel 4 vers 3 daar staan, terwyl die manskappe die laar inkom, sê die oudstes van Israel, waarom het die Here ons vandag voor die Filistyne verslaan? Laat ons die verbondsark van die Here uit Silo na ons toe bring. Dat dit onder ons inkom, en dit ons verlos uit die hand van ons vyande. Maar soos ons dan lees in verse 10 en 11, toe het die Filistyne geveg en Israel is verslaan, sodat hulle gevlug het, elkeen na sy eie tente toe. En die slagting was baie groot. Van Israel het daar 30.000 voetgangers geval. Die ark van God is ook geneem, en die 2 seuns van Eli, Hofni en Finehas, het gesterwe. Die Here gaan nie teenstrydig met sy eie woord optree nie. Hy sê nie, hou my gebooie, maar moenie bekommerd wees nie, want dit is opsioneel, want ek sal julle in elk geval beskerm, ten spyte of julle my woord hou of nie. Dis nie wat die Here sê nie. Die woord van die Here is in baie gevalle die einste ding wat ons beskerm. En indien ons van die wysheid van die woord afwyk, is ons vermetel om te dink dat die Here ons dit skuld om ons nog steeds te beskerm. Weereens soos ons teks vandag sê, wanneer die Here ons wysheid gee, is dit nie net hy wat ons beskerm nie, maar die woord van wysheid self wat ons beskerm. Want die Here kan nie van sy woord geskei word nie. Die Here kan nie onafhanklik van sy eie woord staan nie. Maar dan sal jy die geregtigheid en die reg verstaan en regverdigheid, elke goeie pad. Want wysheid sal in jou hart kom en kennis vir jou siel lieflik wees. Oorleg sal oor jou wag hou en verstand sal jou bewaak. Wanneer as dit in jou hart kom. En daarom lees ons ook in Psalm 119 vers 105 daar staan: U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Menende, God se woord wys ons presies waar om te wandel, sodat ons veilig kan wandel. Vir die kerk in Philadelphia, wat die getroue kerk van Openbaring is, lees ons die Here sê in Openbaring 3 vers 10, omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het. Menende, hulle het sy woorde bewaar.
sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Met ander woorde, bewaar God se woord, en jy hoef nooit bekommerd te wees oor die pad waarop jy wandel nie. Bewaar sy woord, en sy woord sal jou bewaar. Die probleem is, ons verwag God se beskerming, maar ons verwag dit ongeag of ons sy woord bewaar of nie. Die nietige mense wat ons is, verwag dat die Here ons moet beskerm, maar ons verwag dit ongeag of ons sy woord bewaar of nie. Dis hoe vermetel ons is, dis hoe voorbarig die mensdom is. Ons sal bid, Here, bewaar my, of bewaar my familie, of bewaar my vriende, of bewaar my kinders, maar ons vra dit terwyl ons self nie die Here se woord bewaar nie. Maar die woord van die Here word nie aan ons gegee as 'n opsionele ekstra nie. Hoe vermetel sou Adam en Eva nie gewees het om nadat hulle die boom van die kennis van goed en kwaad geëet het, vir die Here te vra of hulle nog in die tuin van Eden kan bly, en dat hulle nie sal doodgaan nie, nadat hulle God se woord so verontagsaam het nie. Want dit is presies wat mense doen. Byvoorbeeld gelowiges se kinders doen dwelms, en dan wil hulle bid vir hulle kind se beskerming. Maar wat maak jou kind by die mense wat dwelm verslaafd is in die eerste plek? Wat maak hulle daar? Mense sal vra, hoekom het die Here nie my kind beskerm van daardie pornografie nie? Maar hulle vra dit terwyl die ouers die enes is wat hulle kinders na die Filistyne toe gestuur het in die eerste plek. Ouers is die enes wat hulle kinders stuur waar hulle blootgestel gaan word aan vloek, drink, dwelms en pornografie, maar dan verwag hulle die Here moet hulle kinders beskerm nadat die ouers die einste enes is wat hulle soontoe gestuur het, om daarin blootgestel te word. Maar Here, ek stuur hulle soontoe, maar beskerm hulle net. Jy stuur jou dogter na 'n partytjie waar 'n spul hormoonfrustreerde seuns is, maar besef dat die woord ons leer, moenie eers moeite doen om vir haar beskerming te bid nie. Want hoe vermetel wil jy wees? Dit is dan ook waar ons vorige teks van toepassing is, waar ons gelees het in Spreuke 1 vers 24 tot 30 al staan, omdat ek geroep en julle geweier het, ek my hand uitgestrek en niemand geluister het nie, en julle al my raad nie opgevolg, en van my teregwysing nie wou geweet het nie, daarom sal ek ook lag by julle ondergang, ek sal spot as julle verskrikking kom. As julle verskrikking kom soos 'n onweer, en julle ondergang soos 'n stormwind aankom, as benoudheid en angs julle oorval, dan sal hulle na my roep. Hulle sal bid vir beskerming. Maar ek sal nie antwoord nie, sê die Here. Hulle sal my soek, maar my nie vind nie, omdat hulle die kennis gehaat en die vrees van die Here nie verkies het nie. Van my raad nie wou weet nie. Al my teregwysinge verag het. Ons sal die arrogantste van mense wees. En ons sal die mees vermetel van mense wees om te dink dat ons nie na die wysheid van die Here hoef te luister nie, maar God moet nog steeds na ons luister, wanneer ons hom vra vir sy beskerming. 1 Korintiërs 5 vers 11 sê, maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat al staan hy as 'n broeder bekend, 'n hoereder is, of 'n gierigaard, of 'n afgodedienaar, of 'n kwaadspreker, of 'n dronkaard, of 'n rower nie. Met so iemand moet julle self nie saam eet nie. 1 Korintiërs 15 vers 33 sê, moenie dwaal nie. Slegte geselskap bederf goeie sedes. Maar dan kom ouers en sê, dit is presies waartoe ek my kinders gaan stuur. Maar dit is oukei, want ek bid mos vir hulle beskerming. Hoe vermetel moet ons nie wees om te dink dat God ons sal beskerm, indien ons nie sy eie woord wil bewaar nie. Jy bid dalk God se beskerming en seën oor jou besigheid, maar saam met wie is jy in besigheid? En hoe bedryf jy jou besigheid?
Jy bid vir God se seën oor jou finansies, maar bestuur jou finansies volgens God se woord. Hoe vermetel is ons nie om te dink dat ons kan bid vir God se beskerming en vir God se seën, terwyl ons teenstrydig met sy woord optree nie. Here, ons gaan nie heeltemal doen wat U woord sê nie, maar asseblief beskerm my nog. Hoe vermetel moet ons nie wees nie? Nee, die Here sê, hier is my woord, bewaar dit, en dit sal jou bewaar. Hier is my woord, bewaar dit, en dit sal jou bewaar. En die persoon wat wel God se woord volg, en wel die Here se woord bewaar, en dis in wysheid en verstand wandel, soos vers 11 sê, oorleg sal oor jou wag hou, en verstand sal jou bewaak. Kyk na die deegsame vrou van Spreuke hoofstuk 31. Verse 26 en 27 sê van haar mond maak sy oop met wysheid, en vriendelike onderrigting is op haar tong. Opmerksaam gaan sy die werksaamhede van haar huis na, en die brood van luiheid eet sy nie. Dit praat van 'n wyse vrou, wat volgens God se woord wandel. En sy is nie lui om die wil en woord van die Here in wysheid te doen nie. En vers 21 sê vir ons van haar, sy is nie bevrees vir haar huisgesin vanweë die sneeu nie, want haar hele huisgesin dra skarlaken. Sy is nie bevrees vir haar huisgesin nie, sy weet hulle is beskermd. Want hulle beskerming kom omdat sy haar huishouding in wysheid en volgens God se woord bestuur het. Sy het geen kommer oor haar huishouding nie. Nou, ons kan geestelik raak oor God se beskerming, maar die realiteit is, 90% van die beskerming wat ons vind in die Bybel, is bloot die praktiese implementering van geestelike waarhede. Die 10 gebooie is geestelik, in die sin dat ons bewaring daarvan, ons aanbidding is tot God en God is gees. Ek sê weer, die 10 gebooie is geestelik, in die sin dat ons bewaring daarvan, ons aanbidding is tot 'n geestelike God. Dis ons aanbidding tot God en God is gees. En die wat God aanbid, moet hom aanbid in gees en in waarheid. Soos ons lees in Johannes 4 vers 24. Maar dit word baie prakties toegepas. Jy mag geen ander God naas my hê nie. Moenie afgodsbeelde maak nie. Ek meen meer prakties as dit kry nie. Moenie die Here se naam misbruik nie. Heilig die Sabbatdag. Eer jou vader en jou moeder. Moenie moord pleeg nie. Moenie egbreek nie. Moenie steel nie. Moenie lieg nie. Moenie begeer nie. Baie praktiese opdragte. Of soos Prediker 12 vers 13 vir ons sê, die hoofsaak van alles wat gehoor is vrees God en hou sy gebooie. Want dit geld vir alle mense. Ons aanbidding van God is geestelik, maar ons bewaring van sy woord is baie keer baie prakties. En wanneer ons sy woord bewaar, wel dan bewaar sy woord ook vir ons. Ouers bid dat hulle kind beskerm sal word van dwelms, pornografie, vloekery en losbandigheid. Maar ouers is in meeste gevalle die oorsaak dat hy of sy daaraan blootgestel word. Jy het nie nodig om te bid nie, want dit gaan nie help nie. Jy het nodig om te bekeer. Jy dink dat demone die rede is vir jou kinders se nagmerries, of die oorsaak is vir hulle humeur, of dat demone die oorsaak is vir hulle depressie, of dat demone die oorsaak is vir hulle rebellie. Maar wat sien hulle op TV? Word hulle vermaak deur die sonde waarvoor Christus gesterf het? Wie is hulle vriende? Want soos ons gelees het, moenie dwaal nie, slegte geselskap bederf goeie sedes.
Indien jy werklik die beskerming van die Here wil ervaar, studeer sy woord en hou sy woord. Nie omdat daar iets in die woorde self is wat jou gaan beskerm nie omdat daar krag in jou fisiese Bybel is nie, want die woorde van die Bybel is net ink wat op papier is. Die beskerming kom omdat dit God se woord is, en die beskerming strek net so ver as wat ons dit ken, as wat ons dit volg, en wat ons daarby bly. God se beskerming is nie by my in sy woord, omdat ek die Bybel by my onder die arm dra nie. Sy beskerming strek net so ver, soos wat hierdie deel is van my. Sy beskerming strek net so ver, soos wat ek hierby hou, ongeag of die Bybel by my is of nie. Jy kan die mees akkurate vertaling hê, of selfs die oorspronklike Hebreëse en Griekse bronteks hê, wat met heilige water ingeseën is. Dit beteken absoluut niks. Die beskerming is nie in die ink en papier nie. Die beskerming is daarin om God se woord in ons hart te hê, en dit in ons harte te bewaar, omdat dit God se woord is. Jy hoef nie 'n Bybel by jou te hê om God se beskerming in en deur sy woord te ervaar nie. Sy woord moet deel wees van jou. Die Israeliete het die verbondsark met die 10 gebooie daar binne, die einste, die oorspronklike tablette, saam met hulle gedra in oorlog in. Dit het vir hulle absoluut niks beteken nie. Hulle sou beter afgewees het om dit by die tabernakel te gelos het, en eerder met God se woord in hulle hart na die oorlog toe te gaan. Dan sou hulle sy beskerming ervaar het, en dieselfde is die geval in elke aspek van ons lewens. Die wyse man bewaar die woord van die Here in sy hart, en dit is 'n lig vir sy pad, en dit is 'n beskerming vir die wat daarin 'n welbehae het. Maar wat ons met sekerheid kan weet, is dat die Here gaan nie teen sy eie woord gaan nie. Hy gaan nie sê, hier is my gebooie, maar jy sal oukei wees as jy dit nie volg nie. Die Here gaan dit nie sê nie. God se woord is nie 'n riglyn nie, dit is ons reël, waar volgens ons hele lewens moet rig. En ons hoef nie altyd te verstaan hoekom God se woord sê wat dit sê nie. Wanneer ons die Here se woord volg, selfs al verstaan ons dit nie noodwendig nie, maar ons doen dit bloot net omdat ons glo dat die Here getrou is en dat sy woord die waarheid is, dan sal sy woord ons nie in die steek laat nie. Dan sal sy woord ons ook beskerm. In 2 Konings hoofstuk 5 lees ons van Naaman die Arameer. Hy het melaats. En 'n Joodse dogtertjie wat vir sy vrou werk, vertel hom toe van die profeet Elisa en dat hy na Elisa toe moet gaan. En Elisa sê toe vir hom, soos ons lees in 2 Konings 5 vers 10, hy moet homself 7 keer in die Jordaanrivier gaan was. Maar Naaman vererg toe homself en sê dat hulle baie beter en baie skoner riviere in Damaskus het as die Jordaanrivier. Hoekom sal hy nou in die Jordaanrivier homself gaan doen? Hulle het baie beter riviere daar waar hy vandaan kom in Damaskus. Menende hy verstaan nie die logika agter Elisa se instruksies nie. Maar een van Naaman se dienaars kom toe en sê vir hom, wees net gehoorsaam en doen wat die man vir jou gesê het. En hy doen dit toe en hy word genees van sy melaatsheid. Petrus verstaan nie hoekom hy weer sy nette in die water moet gooi nie. Want hulle het die hele nag lank vis gevang en hulle het absoluut niks gevang nie. En soos ons lees in Lukas 5 vers 5, en Simon antwoord en sê vir hom, meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie. Maar op u woord sal ek die net laat afsak. Hy doen dit, want hy vertrou op die woord van die Here
selfs al is daar geen logika daarin nie, selfs al verstaan hy dit nie. Hy doen dit ongeag. En ons weet natuurlik hoe dit toe uitgewerk het. Ons hoef nie altyd God se woord te verstaan nie, en dit hoef nie altyd vir ons logies sin te maak nie. Want ons word nie deur God se woord beskerm, omdat ons dit verstaan nie. Ons word deur God se woord beskerm, omdat ons dit doen, ongeag of ons dit verstaan of nie. Adam en Eva het waarskynlik nie die volle implikasies verstaan indien hulle ongehoorsaam sou wees om van die boom van die kennis van goed en kwaad te eet nie. Inteendeel Genesis 3 vers 6 sê vir ons, toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet. Dis 'n goeie boom. Maar hoe goed die boom ook al op die oog af was, God het gesê, moenie daarvan eet nie. In baie gevalle vind 'n mens eers na die tyd uit, hoekom die woord sê, dat jy iets moet doen, en hoekom die woord sê, dat jy dalk iets nie moet doen nie. Die vraag is bloot, gaan jy uitvind hoekom God se woord iets sê, omdat jy dit nie gedoen het nie, of omdat jy dit wel gedoen het. Naaman het maar geluister, en eers na die tyd gesien, hoe dit tot sy beswil was, om maar in die Jordaan in te klim. Hy het dit nie voor die tyd verstaan nie, maar na die tyd het hy dit baie goed verstaan, hoekom hy maar in die Jordaan moes klim, want God se woord het so gesê. Hy het maar geluister. Adam en Eva het ook eers na die tyd gesien, hoekom dit tot hulle beswil sou wees om na God se woord te luister, maar hulle het dit uitgevind, omdat hulle nie daarna geluister het nie. Naaman het uitgevind hoekom dit goed is om na God se woord te luister, want hy het dit gedoen, maar hy het eers na die tyd uitgevind. Adam en Eva het ook na die tyd eers uitgevind, hoekom dit regtig goed sou gewees het om na God se woord te geluister het, maar hulle het dit uitgevind, omdat hulle nie gehoorsaam was nie. Naaman en Adam en Eva het eers die volle implikasies van hulle aksies na die tyd agtergekom. Maar Naaman het dit uitgevind as gevolg van sy gehoorsaamheid. Adam en Eva het dit ten volle agtergekom as gevolg van hulle ongehoorsaamheid. En die vraag bly dus staan, gaan ons uitvind hoekom God se woord iets sê, omdat ons dit nie gedoen het nie, omdat ons nie gehoorsaam was nie, of gaan ons uitvind hoekom God se woord iets sê, selfs al verstaan ons dit nie, omdat ons wel gehoorsaam was. Salomo sê vir sy seun, luister na my gebooie, soos ons in vers 1 gesien het. En indien hy wel luister, en wel die wysheid van die Here soek, en gehoorsaam is aan sy pa om dit te doen, dan sal hy ook verstaan, hoekom sy pa so gesê het. En soos vers 9 en 10 ons dan ook leer, dan sal jy geregtigheid en reg verstaan, en regverdigheid, elke goeie pad, want wysheid sal in jou hart kom, en kennis vir jou siel lieflik wees. En soos vers 11 dan sê, oorleg sal oor jou wag hou, en verstand sal jou dan ook bewaak. Maar om af te sluit, wanneer ons ook al God se woord benader, gaan dit geloof vereis. Want alles wat ons doen, wat nie in geloof gedoen word nie, is in elk geval sonde, soos ons sien in Romeine 14 vers 23. Maar God se woord vereis geloof. Maar dit is nie geloof, indien ons bloot net die dele van die Bybel aanneem, wat vir ons sin maak, en wat ons klaar mee saamstem nie. Ek sê weer, dit is nie geloof, indien ons bloot net die dele van die Bybel aanneem, wat vir ons sin maak, en wat ons al klaar mee eintlik saamstem nie. Dit is wel geloof, wanneer ons die dele ook aanneem, wat nie vir ons sin maak nie, en waarmee ons nie saamstem nie. Here, ek verstaan nie hierdie nie, maar ek gaan dit in elk geval doen. Here, ek stem nie saam met hierdie nie, maar ek gaan dit in elk geval doen. Hoekom? Want ek het geloof, dat dit wel u woord is.
Dit is nie geloof as ons net die deeltjies uithaal, wat ons al klaar mee saamstem nie. Dit is nie geloof as ons net die deeltjies uithaal, wat ons al klaar mee saamstem en verstaan nie. Dit is geloof wanneer ons sê, Here, ek verstaan nie hierdie nie, en ek stem ook nie eers saam met dit nie, maar ek gaan dit in elk geval doen. Hoekom? Want ek glo dat dit U woord is. Dan is ons vertroue werklik nie meer in onsself nie. Dan is ons vertroue en ons geloof in die Here en in sy woord. En wat ons met sekerheid kan weet, is dat God se woord ons net gaan beskerm, as ons vertroue nie in onsself is nie. Nie in ons eie oorleg is nie, maar in die Here, menende ons volg die woord van die Here, en ons volg die hele woord van die Here, en ons volg dit heelhartig. Dan sal jy geregtigheid en reg verstaan en regverdigheid, elke goeie pad, want wysheid sal in jou hart kom, en kennis vir jou siel lieflik wees, oorleg sal oor jou wag hou, en verstand sal jou bewaak. Wanneer? Net as ons glo en doen wat sy woord sê. Want die Here gaan nie teenstrydig met sy eie woord optree nie. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, ons dankie vir die goedheid en die genade teenoor ons, Here, die sondaars wat ons is, dat U wel U woord vir ons gee. En ons dankie, Here, dat dit skerper is as 'n tweesnydende swaard, Here. Bring divisie tussen murg en been. Here, en gun dit ons, o Heer, om U woord aan te neem vir dit wat dit is, vir die swaard wat dit is, Here. Dat dit U woord is. Elke enkele letter wat daar staan. Elke jota en titel, soos die skrif sê. Gun dit ons, o Heer, om die hele woord aan te neem, ongeag of ons dit verstaan, en ongeag of ons daarmee saamstem of nie. Maar Here, ons bid dat U Gees in ons harte sal werk, dat ons die woord met geloof sal benader, Here. Want ons kan nie geloof in onsself opwek. Here, ons is te nietig om dit te doen. Ons is 'n ongelowige mensdom. En daarom bid ons, Here, dat U deur die krag van die Heilige Gees in ons harte sal werk, om die woord aan te neem, te vertrou, Here, dit te glo, en geloof daarin sal hê, Here, dat U weet beter as ons. Ons hoef nie te verstaan nie. Ons hoef nie daarmee saam te stem nie. Here, want ons vertrou op U. Mag dit die geval wees in elkeen van ons lewens, Here. Here, want ons kan dit nie uit onsself uit verwerk nie, maar ons het die hulp nodig, o Heer. En daarom pleit ons onvermoë voor U hierdie oggend. Kom ons ongeloof te hulp, Here. Nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat U 'n barmhartige Heer is. Wees ons genadig, Here. In U naam alleen vir ons dit. Amen.